Vandag is die 27ste April 2026. Bietjie later in vandag se uitsending sal Andrew Poolman by ons kom aansluit in die ateljee om onder meer Lionel Coetzee se ongelooflike sprong te vier en ook die prestasies van ons bergfietsryers daar in Johannesburg oor die naweek. Voor dit sal ek en Irene Marie van der Walt bietjie die nuutste nuus uit Republikeinse binneblaaie vir môre met julle deel. En natuurlik loer ons ook in by die weerkantoor om te sien wat die weer vir ons in staat het. Bly by ons, kom ons gesels lekker saam. Welkom op Kletskompas. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises. From artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Welkom terug en in die ateljee met my Irene Marie van der Walt wat by my aansluit om oor die nuutste nuus uit Republikeinse binneblaaie vir môre te bespreek. Maar voor ons dit doen, 'n opwindende verwikkeling is die bruidspaar van die jaar kompetisie wat Republikein aanbied. Ja, dis weer sulke tyd. Ek dink dis een van die Republikein se mees gewilde aanbiedinge is 'n bruidspaar van die jaar is altyd lekker. Al het jy nou nie getrou nie, al is jy nou nie een van die bruidspare nie. Ja. Daar's geweldig baie mense dit het al gebeur dat iemand by die winkel gestop het en gesê, "Die raai meisie is rond gesien." So ja, bruidspaar van die jaar is terug as jy en jou eggenoot tussen 1 Maart verlede jaar, 1 Maart 2025 en 28 Februarie hierdie jaar getrou het, kan julle inskryf voor 12 Junie. Ja. By ons Kletspot, dis 'n WhatsApp wat jy stuur aan 085 785 6231. 085 785 6231. Ja. En dan skryf jy in en jy stuur vir ons 'n fotootjie van jouself en jy vertel vir ons hoe julle mekaar ontmoet. Ek weet Jereen wat altyd die bruidspaar van die jaar kompetisie hanteer. Dis vir haar die lekkerste lekker om deur al daai stories te gaan. En dan vir die maande wat sy besig is met bruidspaar van die jaar, dan sal jy vir sê, maar jy weet hierdie paartjie, ek het nou hierdie paartjie se foto gepost en dan sal sy vir jou sê, okay, maar hulle het ontmoet toe hulle een aand by 'n kuier was. Sy onthou hulle almal se stories. Ek weet dis vir haar die lekkerste lekker om daai stories te hoor. So ja, dit is aan die gang. Ja, ongelukkig is nie al die nuus so prettig nie. Daar is weer stryery oor Sossusvlei toegang en die konsessie. Ja, wat weet jy? So, TASA het nou, dit is die toer en safari operateurs vereniging, ek wil nie sê kapsie gemaak nie, hulle het meer vrae gerig aan die ministerie. Ek weet hulle het baie nou met die ministerie saamgewerk in verband met die nuwe visumbeleid. So, dit lyk vir my belangrik dat hulle nou al in 'n publieke platform sê, maar luister wat gaan aan. Ja. Want hulle was so opgewonde om te werk aan hierdie visumbeleid, maar dit nou daar gelaat. Hulle het vrae aan die ministerie gerig oor 'n ondersoek wat die ministerie gedoen het, rakende dan nou toegang tot Sossusvlei in die konsessie toelatings en al wat die ding is. Jy weet, want hulle in hulle woorde sê hulle het dit heeltemal pleis. Hoekom dinge gewerk het soos wat dit nou op die ouend uitgewerk het. En dan ook nou ander berig in Republikein, ook oor dieselfde kwessie oor konsessies. Kita Petzold van die Gasvryheidsvereniging van Namibië
wat sê, jy weet, ons het 'n goeie toerisme model, ons het 'n boubedryf en oorhandig model, waar jy 'n lodge of 'n organisasie of 'n ding kan bou, dit bedryf vir 15 of 30 jaar of voorafgestelde tydperk, en dan oorhandig jy dit aan die plaaslike gemeenskap, en so verryk jy ook die plaaslike gemeenskap, en sy sê sy verstaan nou nie, hoekom ons nie meer daai doen nie. Die tweede kwessie word mos nou aangevat deur die kompetisiekommissie. Ja. Die mededingingskommissie. Ja, dis die mededingingskommissie. Ja. Ja, en Gita Petzold wat sê sy verstaan nie hoekom nie, want sy sê ons toerismebedryf is internasionaal bekend vir omgewingsbewaring en vir die feit dat dit teruggee aan die gemeenskappe waarin dit bedryf, jy weet. Ons hoor baie daai voorbeeld van, ek weet nou nie wat se land ek as 'n voorbeeld kan gebruik, maar kom ons sê argumentsontalwe Kenia, jy weet. In Kenia gaan jy byvoorbeeld na die Maasai mense se woning toe, en half daai argument van raak mense dan nou diere in 'n wildtuin, jy weet, wat jy staan en kyk, en in Namibië is dit weer half iets anders, dat toerisme juis weer teruggee vir die plaaslike mense. Ja. So, ja, Gita het toe nou kapsie gemaak daaroor. Die storie is baie interessant, want ten harte daarvan, of die rede hoekom die mededingingskommissie 'n ondersoek ingestel het in die eerste plek, was te doen met mynbou, renosters, ultimate safaris en 3 spesifieke gemeenskaps wat is die woord wat ek soek? Gemeenskapsbedrywe, bewaringsgebiede. Ja. So daar het dit begin met die twist. Maar laat die ondersoek of dat dit nou die hele praktyk van hoe ons in Namibië toerisme benader aanraak. Ek dink dit wys net dat daar kan groot gevolge kom van bekleierery. Ja, en dis ook die ding vir my is, dit voel vir my daar's soveel druk al van die regering se kant af dat ons moet moderniseer, en ons toerismebedryf sê almal, jy weet, ons moet 'n balans tref daarso tussen moderniseer en behou ons omgewing en dit wat ons toerismebedryf regtig aan die lewe hou. En ek dink dis een ding wat ons regering nie mooi besef nie, as jy kan moderniseer, maar jy gaan jou toerismebedryf heeltemal verloor. En nou sê hulle, okay, maar wat maak Namibië uniek in Afrika konteks, is juist die feit dat ons nog hierdie natuur skoon het, dat ons nie so druk om te moderniseer nie. Ja. Waar almal rondom ons gaan wil verskriklike moderne lodges en verskriklik uitbrei en verskriklik oulik en gaan ons die enes wees wat uitstaan wanneer jy nog steeds kan oor die Toshapan uitkyk en daar is net oop vlakte. Ja, en diere. Presies, en die voëls en die pietermagos en die geitjies en die al wat 'n ding is. Dis waarvoor mense kom, jy weet. Nie net die groot 5 nie, maar die klein 5 ook. Ek het tot redelik onlangs nie geweet daar's 'n klein 5 nie. Maar goed, ons kykers kan lees daaroor, hy berigte is in Môre se Republikein. Nog 'n berig gaan oor geldsaake. Ja, en groot skuld veral met hierdie korttermyn lenings. Ja. So korttermynlenings, die opskrif in Môre se koerant noem hulle geldskieters. Dis baie snaaks. Interessante manier om dit te beskryf. Maar korttermynlenings, die plaaslike huishoudelike skuld het gegroei tot by 7,9 miljard. Hierdie jaar nou onlangs is dit bevind. En die korttermynlenings het 9% daarvan opgemaak. So dit is 7,5 miljard Namibiese dollar wat Namibiërs skuld, nie aan huislenings nie aan karlenings nie aan betaal my studies af, sulke tipe dinge nie, net aan korttermyn. En ek en jy weet almal, vinnige kontant. 'n korttermynlening gaan nie oor die groot goed wat jou lewe verbeter nie. Dit gaan oor gate toestop. Ja, jy weet. Ja. So dit is vir my kommerwekkend dat Namibiërs teen so pas moet gate toestop, jy weet, en dis ook 'n groot probleem wat in daai berig in Môre se koerant uitgelig is wanneer jy van 'n korttermynlening aanvat, moet jy dit mos nou weer in die korttermyn terugbetaal. En dan, vir die tyd wat jy dit terugbetaal met daai rente, maak jy dan weer nog gate oop, en dit spreek absoluut tot Namibiërs het nie wat hulle in Engels noem expendable income. Ja.
wat hulle kan wegsit vir 'n slegte dag en wegsit as die kar nou 'n diergeluid begin maak en wegsit vir, jy weet, as ek nou moet alles terselfdertyd koop, hulle kan nie wegsit nie. Ek Ja, dink dit is ons absoluut lewe hand tot mond. 'n hand-tot-tand situasie vir so baie Namibiërs en hierdie statistieke vir my uit en uitspreek tot dit. Sjoe. Maar ja, jy kan meer daaroor lees. Môre se Republikein is weer propvol en met goeie nuus in Afrikaans, ook slegte nuus, maar die nuutste nuus. En met dit is ons aan die einde van ons nuusgesprek van vandag. Baie dankie Irene. Dankie ook Tief. Dankie, bly by ons. Hier kom nog baie meer op Kletskompas. Welkom terug. Een kwessie wat ons almal deesdae op ons tone hou, is die weer. Dit is daarom uiters onvoorspelbaar met vloede in Okahanya, groot reën wat daar geval het en natuurlik dan is dit koud en dan is dit weer warm, maar dis Namibië ons maak so, kom ons loer gou daarin by die weerkantoor, dis dan nou vir môre, Dinsdag 28 April 2026. Ons verwag op Katima Malilo sonskyn, al die pad daar vanaf 16 grade tot op 29 grade. Rundu is gedeeltelik bewolk môre vanaf 17 tot op 31, ook gedeeltelik bewolk op Enhana en Oshakati. En Ruacana waar ons vanaf 19 grade tot op 32 grade verwag. Op Tsumeb vanaf 18 grade tot op 29 verwag, gedeeltelik bewolk daar. Ook op Otjiwarongo waar ons vanaf 17 tot op 27 grade verwag. In Windhoek ook gedeeltelik bewolk môre en ons verwag vanaf 15 grade tot op 27 grade dis dan vir môre. Verder op Henties Bay ook gedeeltelik bewolk daar vanaf 16 grade tot op 21 word verwag vir môre, Walvis Bay vanaf 16 tot 21 ook. Op Rehoboth in die binneland verwag ons ook vanaf 16 grade, maar daar tot op 29 grade ook gedeeltelik bewolk. Mariental vanaf 20 tot op 32 grade môre, Keetmanshoop vanaf 16 tot op 31 grade en sonskyn daar op Keetmans. Aranos verwag ons vanaf 20 tot op 31 grade, Loedrits verwag ons die son sal skyn vanaf 14 grade tot op 20 grade vir temperatuur. Ons vlei vanaf 15 grade tot op 31 sonskyn daar, Oranjemund dan ook gedeeltelik bewolk môre vanaf 13 grade tot op 19 grade temperatuur verwag. Welkom terug en om die naweek se sporthoogtepunte met ons te deel, Andrew Poolman in die ateljee. Hoe gaan dit, Andrew? Ja, sê, nee, goed. Goeie naweek gewees. Mooi, vertel ons daar van die nasionale atletiek kampioenskap. Ja, so dit is dan geborg deur Bank Windhoek, Atletiek Namibië se senior nasionale kampioenskap. Natuurlik hier so in Windhoek in die Onafhanklikheidsstadion. So altyd die nalope wat altyd baie belangstelling gaande maak en daarso was dit dan twee atlete van UNAM wat die beste gevaar het daarso. By die vroue was dit Jade Nangula. Sy het die 100 meter en die 200 meter gewen. Haar wentyd in die 100 was 11.82 en dan 24.32 sekondes in die 200. En dan haar klapmaat Charlie Matundu wat die 100 en die 200 vir mans gewen het.
In die 100 meter het hy, ja, die wind was 'n bietjie van agteraf te sterk seker om nou vir 'n rekord erken te word, maar ek dink 4 meter per sekonde, so 10.07 wat hy daar gedoen het. En dan 20.57 in die 200 meter. Wel gedaan, Jaden Charlie. Ja, UNAM sê jy. Ja, so 2 UNAM atlete, en dan ja, so van die ander mense wat ook goed gevaar het, ja, so Ryan Williams het die diskus gooi gewen, sy titel behou, 56.43 meter en hy het ook die gewigstoot gewen met 14.30 en dan was daar ek dink hy sekerlik nog in die skool Hallelujah Kaulingi, hy het die hoogspring gewen met 2 meter 05. Sjoe. So gepraat van indrukwekkende sprong en iemand wat goed gedoen het. Lionel Coetzee was in die buurland. Vertel ons meer. Ja, so hy was in Botswana, hy daar so in Gaborone in daai Botswana Golden Grand Prix deelgeneem. Hy was daar die silwer medalje gewen. Ek weet nie of hierdie die wens of sy beste sprong was nie, maar een van die video wat hy vir ons daar gestuur het, so sy beste afstand daar was 7.84 meter. So atleet van Swakopmund. So hy het nou die nasionale kampioenskap misgeloop, maar ja, hy het ons nou nog daarom sy Namibiese rekord wat nog staan. Ja. En Saterdag dan ook gespring dan teen Luvo Manyonga van Suid-Afrika wat tevore wêreldkampioen in verspring was en ook 'n silwer by die Olimpiese spele gewen het. Hy het dan daar gewen met 7.96 meter. Indrukwekkend. Okay, kom ons skakel oor na klub rugby. Ja, so ek dink ons het die regte call gemaak Saterdag om die game tussen United en FNB Kudus uit te saai. Opwindende wedstryd gewees, so met die speeltyd basies verstreke was die telling 36 punte elk en United wat toe die wen 3 gaan druk het. Hierdie is nou in die eerste helfte United wat nogal 'n hele klompie mooi 3 gedruk het. Ja, so hulle wen 3 wat hulle toe laat wen het 43-36 heel op die einde. Ja, Ben Burger wat 2-3 gedruk het, Tiart Lindveld het ook 'n baie mooi 3 gedruk het. Ja, so dit was dan Kudus wat na die eerste naweek voorgeloop het op die puntelys. Daarna die volgende naweek het hulle toe afgehaat, hulle nie gespeel nie, toe so 3 spanne hulle verbygesteek, Wanderers was toe voor. En nou na die derde naweek is dit Grootfontein wat voor is, Grootfontein wat teen Wanderers gespeel het op Grootfontein. En Grootfontein wat dan daar gewen het 37-32. So hulle is nou so, ek dink met 3 punte voor op die puntelys, Wanderers is nog tweede en United die is derde. En dan in die 4de plek is Dolphin, so 'n bietjie van 'n verrassing daar van Swakopmund af. Hulle dan teen Rehoboth gespeel en ook volpunte behaal. Hulle het 7-3 gedruk vir die maksimum bonuspunte. Nadat hulle laas jaar in die vorige seisoen in 8 wedstryde kon hulle net 2 ligapunte kry. So hulle staan nou reeds op 12. So dit lyk goed vir hulle. Ja, Lekker naweek vir rugby. Kan hulle selfs 'n bietjie teëse daar in die liga. Dan die 4de wedstryd was dan Rio Falcon gewees, 38-29 wat hulle op Rehoboth gewen het teen Western Suburbs. Baie mooi. Kom ons gaan vinnig verder. Daar was fietsryers in Suid-Afrika. Ja, so spannetjie bergfietsryers wat saam met die afrigter Hans de Tooy in Suid-Afrika was. Kara Volskenk wat daar baie goed gevaar het. So dis 'n SA beker byeenkoms in Johannesburg gewees, Taba Trials. So Kara Volskenk wat by die meisies onder 14 altoe die resies gewen het. So Saterdag het hulle die kortbaan resies gedoen. En so Kara Volskenk daar aan die regterkant. Sy het dan ook Sondag die veldresies ook gewen. In die vorige byeenkoms wat hulle aan deelgeneem het in die Kaap, het sy ook al 2 resies gewen, so sy vaar baie goed. Wel gedaan Kara. En dan is daar by die onder 23 mans het Roger Suren wat mos nou ook op pad Europa toe is. Hy het ook sy onder 23 resies gewen. Hy's nou 18 jaar oud. So goeie mededinging gehad. Hy en die Suid-Afrikaanse Massimiliani Ambrosi van Suid-Afrika wat so 3 minute voor die res van die kompetisie was.
en ja, goed klaar gemaak daarso en as ons net miskien kyk na van die ander Namibiërs wat daar goed gevaar het, Lynn Lambert, sy is by die dogters, meisies onder 12, sy het ook haar resies gewen, die enigste nie-Suid-Afrikaner in die resies en ja, sy het vir almal weggery. Ja, sien ons op die podium, so ook 'n goeie prestasie vir. Wel gedaan. Mooi, Namibiërs kan. Kom ons praat bietjie van die marathon op Swakopmund. Ja, so die Sanlam Allianz Coastal Marathon wat op Swakopmund aangebied is. Saterdag ook so in die volle marathon, die 42.2 km en dan ek dink die meeste van die mense was in die 21 km, ek dink was die grootste groep. Altesaam meer as 3000 hardlopers wat daar deelgeneem het en dan die wenners daarso was dan Jeremiah Shaliakwe, sy wentyd by die mansmarathon 2 ure 12 minute en 22 sekondes en dan Salmi Nduviteku wat die vroue wedloop gewen het 2 ure 44 en 37 sekondes. 3000 mense, hardloop vir 3000 mense weg. Dis indrukwekkend. Ja, ons kollega Adam Hartman se video's wat hy opgelaai het daar op Irongo se Facebookblad kan ons mooi sien hoeveel mense daar was. Dit is nogal baie gewees. Dit is baie goed. Okay, ja, daar is 'n Namibiese bokser in Denemark. Ja, so Paulinus Njolonimus wat in die super middelgewig klas boks. Hy het redelik lank 'n onoorwonde rekord gehad. Hy het so tydjie terug sy eerste geveg verloor en hy was dan in 'n sekere uitdin geveg vir 'n wêreldtitelgeveg gewees teen Jacob Bank van Denemarke. Die geveg was daar in Denemarke gewees en so Denemarke is 'n man wat dan daai geveg beklink het in die 5de ronde so 'n lyfhou geslaan en ja, so Njoloni was wat toe uitgeslaan is in die 5de ronde. Ja, nee. Maar alles wat goed is kom ook tot 'n einde. En ons is nou tot 'n einde gekom van ons sport aanbieding en van Kletskompas vir vandag, maar môre doen ons dit weer. So maak seker om by ons te kom aansluit om lekker te gesels en lekker te klets. Baie dankie Andrew. Dat is reg. Baie dankie julle, sien julle weer. Totsiens, tot later, tot ons weer klets op Kletskompas.